Genade en vrede vir jou, goedheid en guns, rykdom en eer, lewe en onsterflikheid in Jesus Christus. Wat 'n voorreg om weer vandag saam met jou te wees. Baie welkom vir julle wat ingeskakel het. Ek is so opgewonde oor hierdie waarheid, die waarheid van die evangelie. En Apostel Cohen, welkom weer eens. Baie dankie vir jou wat saam met ons is en hierdie waarheid van die evangelie openbaar. Ons het verlede week begin praat oor onsterflikheid. Hierdie is super awesome. Amen. So kom ons bid saam en dan weet ek ons gaan 'n awesome tyd hê in die woord van die Here. Apostel, bid vir ons. Vader, dankie dat ons in U teenwoordigheid kan vergader. Ja, dankie dat daar geen grense is wanneer dit kom by U teenwoordigheid nie. U is nie ver van enige een van ons nie. En soos wat ons nou met mense sit wat ingeskakel is oor honderde, soms duisende kilometers. Dankie dat U nabyheid aan elkeen van ons naby maak aan mekaar. Amen. Dankie dat ons by mekaar een liggaam is. Ons bid dat dit wat ons vandag discuss, wat ons gaan praat, dat U Gees ons lei en dat die waarheid tot ons bring, die Gees van waarheid, wat lewe bring en onsterflikheid. Ons eer U vir hierdie geleentheid in Jesus naam. Amen. Amen. Geliefde, ons wil vir jou vra, share asseblief hierdie waarheid, want mense moet hierdie waarheid hoor. Die evangelie. Nou, Spreuke hoofstuk 11 is wat ons mee begin het. Nee, Spreuke 12. Right. Vers 28. Op die pad van geregtigheid is lewe. En die rigting van die pad is onsterflikheid. Halleluja. Dis die waarheid wat verkondig moet word. Op die pad van geregtigheid is lewe. Paulus sê dat die evangelie openbaar, of die geregtigheid van God word geopenbaar deur die evangelie. Oh, yes. So wanneer die evangelie gepreek word, dan word geregtigheid geopenbaar. En nou skryf Salomo, op die pad van geregtigheid is lewe. Amen. En die rigting van die pad is onsterflikheid. Nou, ons gaan bietjie praat, verlede week was 'n inleiding, vandag gaan ons bietjie verder met inleiding, ons is nog nie, hierdie is 'n vaas onderwerp wat moet bespreek word, maar ons gaan vandag vir jou vat en ek wil kyk na een van die dinge wat onsterflikheid, 'n vyand is van onsterflikheid, en dis wat die kerk gepreek het oor die jare, gemajor in het, want jy sal verstaan en jy sal met my saamstem dat die evangelie wat jy gehoor het, was die evangelie van hemel en hel. Yes. Nie evangelie van lewe en onsterflikheid nie. So Apostel, praat met ons oor hierdie waarheid en laat ons geliefdes laat lewe. Halleluja. Ek dink ons gaan vir my een van die groot dorings in die vlees was die hemel toe gaan issue. So vir my het hierdie waarheid baie stelselmatig of progressively gekom. So voordat ek ooit eers gedink het aan onsterflikheid as 'n opsie. Voordat ek ooit gedink het dat dis wat die evangelie behels, moes ek gekonfronteer word met 'n paar dinge. Die eerste ding was die wegraping. En die tweede ding was dat ons ultimate destination, ons rigting waartoe ons gaan. En dis wat Spreuke maar sê, die rigting van hierdie pad. So die rigting vir my was hemel toe. Ek het groot geword
in die kerk en gereformeerde agtergrond en ek het na 'n Bybelskool toe gegaan wat 'n heiligheidsbybelskool was. So een van die preke wat ek of dinge wat ek gereeld vir mense gesê het, is nie bekeerde mense wat hemel toe gaan nie. Dis heilige mense wat hemel toe gaan. So vir my was dit altyd 'n issue van hemel toe gaan, maar daar is 'n paar verse wat hierdie miskonsepsie ek dink weerspreek. En ek dink een van die belangrikste vir my, juis omdat ek heiligheid gepreek het, rein hart, so die vers wat die Here eerste gebruik het om my te konfronteer was Matteus 5 vers 8, want dit was 'n heiligheidsteks. Okay. Dit was 'n vers van heiligheid. En so ek het gekyk hierso na Matteus 5 vers 8 en dan staan daar, salig is die wat rein van hart is. Come on. Want hulle sal God sien. So ek het dit gepreek, hulle sal God sien. Dis die mense rein van hart wat God sal sien. Maar my idee van God sien was hemel toe gaan. Dit was my idee van God sien. En totdat ek hierdie hele saligsprekinge gaan lees het. En ek sê dit doelbewustelik, want jy kan cherry pick jou verse en jy kan fokus op een. En dis hoe ek geleer het op hierdie Bybelskool. Ons het ons proeftekste gehad. So ek kan gaan van Matteus 5 vers 8 toe, dan gaan ek na Hebreërs 12 toe wat sê dat jag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand God sal sien nie. En dan gaan ek na Matteus 5 weer terug wat sê wees volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. En dan het ek op hierdie heiligheidsteksverse gefokus. En ongelukkig word meeste van ons so geleer en opgelei, daar sekere verse wat jy proeftekste wat jy kry. En jy weet niks wat rondom dit aangaan nie. Ja. Jy is nie bewus van die hele konteks van daai hoofstuk, nog minder van die hele Bybel. Ja. En toe ek in konteks gaan lees, toe kom ek op 'n interessante ene af. Hey. Wat hierdie hele hemel toe gaan en God sien in die hemel vir my verander het. Dis Matteus 5 vers 5. Dis net 3 verse voor vers 8. En daar staan, salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Oh, beautiful. Hulle sal die aarde beerwe. Hulle erfenis is hier op die aarde. Halleluja. So dit het vir my 'n snowball van net vers op vers op vers geontsluit, waar ek gekonfronteer was met hierdie idee dat God nog nooit vir ons 'n opsie gegee het van of hemel of hel nie. Inteendeel, een van die verse in Deuteronomium 28 sê God, ek sit voor julle die lewe en die dood. Ja. Die keuse volgens die hele skrifte en die konteks van God, se Bybel is hemel, nie hemel of hel nie, maar lewe en dood. Sure. En so dat dit vir my in 'n rigting ingestuur waar ek net ontdekking op ontdekking begin maak het, dat ons erfenis, ons deel is hier op die aarde. Ek laat my dink aan Psalm 115 wat sê, vers 15 sê, julle is geseënd deur die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die hemele is hemele vir die Here. Ja. Maar die aarde het hy aan die mensekinders gegee. Die hemele is hemele vir die Here, Ja. maar die aarde het hy aan die mensekinders gegee. Ek sê baie keer vir mense, veral ons wat die evangelie gepreek het van hemel en hel, dan vat dit my terug na Genesis toe. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Dan vra ek vir my,
omdat ons het nou hierdie twee destinations, Ja. hemel of hel. Nou wat gebeur dan nou met die aarde? Want hoekom? Die gelowiges gaan hemel toe, Ja. die ongelowiges gaan hel toe. Ja. Nou waar is die aarde? Wat was die doel van die aarde? En soos wat baie mense sê, nee, die aarde is die voorbereidingsplek vir waarheen jy sal gaan. Jy het die tydelike aarde en 'n tydelike lewe om 'n besluit te neem waar jy die ewigheid gaan deurbring in die hemel of in die hel. Maar as jy die Bybel gaan lees, dan is hierdie ding nooit God se hart gewees nie. En ek weet ons gaan by die skrifte later uitkom wat praat van nie hemel toe gaan nie, maar die hemel wat eintlik aarde toe kom, Ja. en dat daar 'n werklikheid is dat ons vanuit die hemele leef, maar nie so toe gaan nie. Wow. En dis waarom ek sê, toe ek dink vir my was dit 'n goeie aanloop, en ek dink vir baie van ons luisteraars, mense wat kyk en wat ingeskakel is. Vir my het die Here begin met hierdie issue van die wegraping. Want saam met die wegraping is daar 'n hele teologie afhangende van watter, of jy pre-trib of post-trib is. Ja, of jy glo die wegraping kom voor, in die middel of na die groot verdrukking. Maar die hele idee wat saam met die wegraping gaan, is die feit dat die aarde vernietig gaan word. Of dit nou voor, na of tydens groot verdrukking is, maar die aarde sal verbygaan. En dan word daar gepraat van ons gaan in die hemel wees en so voort. So vir my moes die Here eers sy plan met die aarde openbaar en vir my wys dat sy plan vir my is die aarde. Halleluja. Nou, Matteus 5 was die begin, maar met die hulp van predikers wat die Here in my lewe gebruik het ek op Psalm 37 afgekom. Nou, Psalm 37 is net gelaai met hierdie hele gedagte. En miskien kan ek net so vinnig deur die hele Psalm half scan. Hy begin met: wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, beny hulle nie wat onreg doen nie, want soos gras sal hulle gou verwelk, en soos groen grasspruitjies sal hulle verdroog. Vertrou op die Here en doen wat goed is. Hoor gou daar. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Die was nog nooit 'n gedagte wat gediskwalifiseer was deur Adam se val nie. Bewoon die aarde. Dit was 'n Genesis 1 gedagte. Ja. Bewoon die aarde, wees vrugbaar, vul die aarde, heers oor die aarde. So God se, soos ons in Psalm 115 nou gelees het, die hemel is hemele vir die Here, maar die aarde het hy aan die mens gegee. En hy sê vir die mens, bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voortkom, soos die lig, en jou reg soos die middag. En dan 'n interessante gedagte later, soos wat hierdie Psalm aangaan. Begin daar so in vers 11. Die ootmoediges daarenteen sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede. Nou, dit is 'n gedagte wat Jesus basies herhaal en quoteer in Matteus 5 vers 5. Ja, die sagmoediges. Yes, man. Die sagmoediges. Hier praat die psalmis van die ootmoediges. Die ootmoediges daarenteen sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede. Later sê hy, die regverdige sal die aarde besit en vir ewig, vir ewig daarop woon. So, dis nie 'n tydelike idee
dat ons net tydelik op die aarde is, dat dit 'n voorbereiding is vir iets groter nie. Psalm 37 sê, die regverdige sal die aarde besit en vir ewig daarop woon. Nou as die Bybel enigstens iets beteken, kan jy nie verby daai woordjie kom nie, vir ewig daarop woon. Ja. Behalwe dat die Here vir my gewys het, daar is 'n plan met hierdie aarde, en sy plan is 'n ewige plan met hierdie aarde, wat nog nooit verander, of nog nooit in gedrang gebring is deur Adam se val nie, het die Here ook vir my uitgelig en half uitgedag, okay, wys my waar ek ooit gesê het, jy gaan vir ewig hemel toe. Ja. En ek kan nie enige grond vind dat ons vir ewig hemel toe gaan nie. Sure. Ja. Eintlik moet ons, behalwe vir ewig hemel toe gaan, moet ons seker vra, waar staan dit geskrywe dat ons hemel toe gaan? net daai ene. Waar staan dit geskrywe dat ons hemel toe gaan? Ons het tekste in die Nuwe Testament wat praat van 'n hemelse lewe, en dat daar, jy het dit gisterand ook wonderlik weer bedien oor die onverderflike, onbesmette skat wat in die hemele vir ons bewaar word. En dan het baie mense gedink, nee, ons moet nou sterwe, om die skat daar te gaan kry. Maar dis nie 'n skat wat ons eendag gaan kry in die hemele, wanneer ons doodgaan nie, maar dis 'n skat wat geopenbaar word deur die verskyning van Jesus Christus. Nie doodgaan nie. Beloved, ons moet hierdie ding vir ewig uit die weg uitruim, want met die evangelie wat ons verkondig, veral met die evangelie van die inclusion van alle mense wat gered gaan word op die einde van die dag, vra baie mense vir my, so jy sê nou, almal gaan hemel toe, dan vra ek het nog nooit eens gepraat van hemel toe gaan nie, maar hemel toe gaan is so geïndoktrineer in ons denke, dat dit alles is waaroor die evangelie gaan. En die evangelie het nog nooit gegaan oor hemel toe gaan nie. En soos wat apostel nou gesê het, die regverdiges, die sagmoediges, die ootmoediges, sal vir ewig op die aarde woon. Dis nie weggaan nie. Beloved, weggaan was nog nooit God se hart vir ons nie. God het die aarde vir die mensekinders gegee. Amen. Kom ons sê so, ek wil net mense gerus stel. Is daar mense in die hemel op die oomblik? Ja. Daar's geliefdes van ons wat gesterf het en by die Here is. Die Here van die hemele. So is daar mense in die hemel? Ja. Maar is hulle vir ewig daar? Nee. Nou, wanneer Paulus skryf 1 Tessalonisense hoofstuk 4, dan praat hy met die Tessalonisense en hy praat met hulle oor hierdie geliefdes van ons wat gesterf het en wat by die Here is. Nou, en hy sê in vers 13, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Nou, ek weet baie mense het na hierdie gedeelte gegaan en dan kan hulle nou kwansins 'n wegraping verduidelik uit hierdie verse uit. Maar weer eens, konteks is so belangrik. Paulus sê, ek wil nie hê julle moet onkundig wees met betrekking tot die ontslapenis nie. So Paulus se fokus is hier die ontslapenis. Wat gebeur met die ontslapenis? Nie wat gebeur met die wat nog lewe nie. Wat gebeur met die ontslapenis? En dan sê hy, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Nou, hy woordjie hoop moet ons dalk onthou, want ons sal, soos wat ons in hierdie reeks aangaan, sal ons praat oor wat die hoop is en wat die hoop behels. Vers 14, want ons sal
as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Halleluja. As Jesus uit die dood het opgestaan het, dis die garantie dat God die wat in hom ontslaap het, saam met hom sal bring. Want toe? Halleluja. Aarde toe. So, weer eens 'n bevestiging van Matteus 5 vers 5, die regverdiges Ja. sal die aarde besit. Die sagmoediges sal die aarde besit. Psalm 37 vers 29. Die regverdiges sal die aarde besit en vir ewig daarop woon. So, eintlik moet ons in ons gedagte die skuif maak van 'n tydelike aarde en 'n ewige hemel Ja. na 'n tydelike hemel en 'n ewige aarde. Amen. Oh, that's beautiful. Want die ontslapenis is in die hemel, tydelik. En Jesus bring hulle saam met hom. Ja. Ek wil net sê, daar's 'n groot rede hoekom God jou liggaam uit die aarde gemaak het. En nie alles sal 'n mens sê, want ook die gees binne ons is uit God, uit die hemel as ek dit so kan noem. Maar daar's 'n rede dat God juist die liggaam uit die aarde geformeer het en sy gees binne in ons geblaas het, sodat die hemel en die aarde in 'n mens op aarde kan wees. So. En sodat ons vanuit hierdie aardse die hemelse dimensie kan bring en ons hier kan leef sodat hemel en aarde amper soos 'n eenheid kan wees. Oh yes. Beloved, dit is anti-christelik, ongoddelik om wil te escape vanuit hierdie liggaam. En ek wil verder gaan. Daar's nog 'n groot rede dat God in Christus aarde toe gekom het en 'n aardse liggaam kom aangeneem het. Beloved, hierdie is groot. Jou vlees is vir God uiters belangrik en jou vlees is vanuit hierdie aarde gemaak, sodat jy op hierdie aarde kan leef vir ewig. Iemand sê nou die dag vir my, ek wil daarom nie hierdie onsterflikheid wat jy preek, ek wil daarom nie vir ewig lewe. En ek besef eintlik, hy lieg. Want die oomblik as dood naderkom, dan feit hy. Sien jy? Oh, yes. Dan gaan jy hospitaal toe, dan moet iemand vir jou bid, dan gaan jy dokter toe. Want jy's gemaak vir die aarde, om hier die volheid van God in jou liggaam te experience. Ja. Ek het nou al 'n paar video's gesien, sommige baie lagwekkend, oor mense wat selfmoord probeer pleeg, en dan laaste minuut besef, nee, ek wil nie gaan nie, en spartel om te lewe, en dan survive. Ja. Ek het gisteraand wys my vrou my 'n video van 'n ou wat op 'n brug staan en wil afspring. En dit het net mense gekos om te wys daar is mense wat omgee om hom van daai brug af te kry. So ek dink nie mense is eerlik wanneer hulle praat oor dat hulle wil doodgaan en hulle wil nie hier lewe nie en hulle wil nie vir ewig lewe nie. Almal wil lewe. Ja. Almal wil lewe. Ek dink die probleem is dat mense, wanneer hulle hierdie boodskap hoor van onsterflikheid, dan hoor hulle dat ons vir ewig in hierdie omstandighede moet wees. Ja. En dis glad nie wat die boodskap van onsterflikheid behels nie. Ons het nou net gelees in Psalm 37 hoe dat ons
die aarde gaan beerwe. Kyk gou daar in vers 11, Psalm 37, die ootmoediges daarenteen sal die aarde besit, en dis nie al nie, dan sê hy verder, en hulle verlustig oor groot vrede. Ons praat nie van 'n aarde gedompel in misnoë en in geweld, in siekte en alles dit nie. Nee, die evangelie praat selfs van hoe dat ons gaan sien hoe die heerlikheid van die Here die aarde gaan oordek. Halleluja. Die goedheid van God, die liefde van God. Ons praat van verse soos hy sal alle trane van hulle oë afvee in Openbaring, en dan dink ons in die hemel is daar die trane nie. Nee. Dis nie waaroor ons praat nie. Dis nie waaroor God praat nie. Hy praat van hoe dat hy hierdie aarde selfs, wat hy vir ons in gedagte gehad het, in ere sal herstel. Sonder siekte, sonder swaar kry, sonder armoede, sonder geweld, sonder enige pyn en lyding. Dis die onsterflikheid wat God in gedagte het. Nie 'n onsterflikheid waar jy vir ewig ly in 'n aarde wat gedompel is in donkerheid. Ek wil gou, ons kry ons nou die gedeelte in Petrus en in Openbaring wat hy sê, en ek gaan nuwe hemele en nuwe aarde skep. Ja. Right. So dan het mense die idee dat hierdie aarde, daar's ook 'n gedeelte wat sê gaan opgerol word. Ewen die hemel gaan opgerol word. Ja. En dan gaan hy tot niet gaan. Is dit dat God 'n ander aarde gaan maak? Want hy sê nuwe hemele en nuwe aarde. Of is dit hierdie aarde wat 'n nuwe aarde gaan wees? Ek dink die beste, en dis ook 'n vraag waarmee ek gekonfronteer was voorheen, dat hierdie aarde sal verbygaan. Wat beteken dit? Ja. Wat beteken dit dat hierdie aarde verbygaan? En vir my het die Here hierdie antwoord gegee. In 2 Korintiërs 5. Een van die bekendste verse, vers 17. Hy sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Nou, daar's baie mense wat getuig dat hulle nuwe skepsels is. Ja. En wat sê, ek is 'n ander mens. Maar wat bedoel hulle wanneer hulle dit sê? Ja. Is ek vervang met 'n ander persoon in totaliteit? Is die ou ek weggevat letterlik? Of is ek vernuwe? Hierdie liggaam is dieselfde liggaam waarmee ek gesondig het. Is dieselfde liggaam waarmee ek weggehardloop het van God. Dis dieselfde liggaam waarin ek dinge gedoen het waaroor ek nou skaam is. Maar hierdie liggaam is 'n nuwe skepsel. Halleluja. En die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. So, vir my dieselfde idee geld vir die aarde. Want hierdie liggaam is geskape uit die aarde. En hoe is hierdie liggaam vernuwe? Deurdat hierdie liggaam aanvaar het wat Jesus Christus gedoen het. En nou ervaar ek in my liggaam die lewe van God. Dis soos Paulus sê in Galasiërs, ek lewe nie meer nie. Amen. Maar Christus lewe nou in my. En die lewe wat ek nou lewe, leef ek deur die geloof van die Seun van God. So, ek lewe nie meer nie. Dis wat Paulus sê. Dit beteken nie daai Paulus wat die kerk vervolg het, is heeltemal weg en vervang met 'n splinter nuwe ander Paulus nie. Nee, daai Paulus is gered. Ja.
Daai Paulus, daai vervolger van die kerk is vernuwe. En hy is nou 'n nuwe skepsel en nou leef hy 'n nuwe lewe, 'n ander lewe. En die ou Paulus is weg. Halleluja. As jy nou na hom kyk, dan sien jy hoe skrywer van meeste van die Nuwe Testament. Oh, halleluja. Die een wat meer gearbei het as almal. Die vernaamste van alle sondaars wat nou die held van die kerk is. Dis 'n nuwe skepsel. En dis hoe die aarde vernuwe word. Die aarde word nie vervang met 'n ander aarde. Maar die aarde word 'n ander aarde. Deur die vernuwing wat kom, deur die heerlikheid van God wat die aardbodem bedek. Amen. So beloved, jy kan hierdie waarheid aanvaar. Dis nie hoe jy voel nie, maar dis wat Abba vir ons deur sy woord sê. En hoe vinniger jy aanvaar dat jy 'n nuwe skepsel is, en eintlik dat die aarde deur die opstanding van ons Here Jesus Christus reeds ook nuut gemaak is, kan jy die nuutheid van die aarde begin experience. En soos wat jy net nog gelees het in in Psalm 37, en die ootmoedige sal hulle verlustig in groot vrede. Daai vrede is shalom, wat beteken geen gebrek, geen tekortkoming nie, voorspoedig. Jy kan met hierdie nuwe realiteit van Christus in jou en dat alles nuut geword het. Jy is 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Halleluja. Die aarde waarop ons woon is 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde geskep. Deur die opstanding van ons Here Jesus Christus. Oh yes. En dit kan jy nou begin ervaar. Want die evangelie wat ons gehoor het is 'n evangelie wat wil hê jy moet eendag gaan ervaar en nie nou nie. En tog dink ek nou die dag, Kouet, ons wat hierdie boodskap het van hemel toe gaan, daai is die grootste klug. Want, beloved, jy die belofte volgens die evangelie vir strate van goud, geen trane. Jy gaan, as jou ma gesterf het, gaan jy jou ma sien, jy gaan jou pa sien, jy gaan al die geliefdes sien wat jy lief het, maar jy wil nie doodgaan nie. Sure. Is dit dan nie iets om na uit te sien nie? Die dood behoort eintlik vir ons te wees. Ja man, kom ek gaan dood, Oh, yes. kom ek sterwe, maar jou hart weet, dis nie dit nie, hierdie is 'n leuen en jou hart ken die waarheid. Want jou hart weet, jy's gemaak om vir ewig op die aarde te lewe. Johannes 3:16 het hy gesê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar hemel toe kan gaan. Nee, nêrens nie. En ons wil vir jou die waarheid beklemtoon. Dit gaan nie oor doodgaan en hemel toe gaan nie. Die evangelie gaan nêrens oor doodgaan en hemel toe gaan nie. Amen. Wanneer ons praat oor onsterflikheid, dan is daar ook die idee dat ons onsterflik in die hemel kan wees. Okay. Maar soos 'n bekende prediker een keer gesê het, the gospel does not preach afterlife. Ja. The gospel preaches eternal life. En daar is 'n verskil. As ons praat van onsterflikheid, dan praat ons nie van sterf om te lewe nie. Ja. Wanneer ons praat van onsterflikheid, dan praat ons letterlik van nie doodgaan nie. Nou, is daar doodgaan in 'n lewe na die dood? Definitief. Jesus het met ons het laasweek daaroor ook gepraat, terwyl Jesus met Martha en Lazarus
se dood gepraat het, toen sê hy, die wat in my glo sal lewe al het hulle gesterwe. En ons het nou gekyk na wat Paulus skryf in Thessalonisense, hoe dat die wat in Christus ontslaap het, saam met hom teruggebring word. So ons wag op die koms van die Here Jesus, maar ons vergeet, daar is mense wat saam met hom kom, en wat lewe gaan ervaar na die dood. Maar Jesus het nie net gesê, die wat in my glo sal lewe al het hulle gesterf nie. Hy het ook 'n opsie op die tafel gesit, wat groter as dit is, verder as dit is. En hy sê in Johannes 11, hy sê daarso, dat en die wat in my glo en lewe, sal nooit sterwe nie. En dan vra hy die vraag, glo jy dit? So daar is hierdie opsie, dat ons nie hoef dood te gaan nie, op die tafel gesit. Die hartseer is, wanneer ons daai vers lees in Johannes 11, dan weet baie mense van die wat gesterf het, sal lewe al het hulle gesterwe. Maar min praat van die opsie, wat Jesus ook op die tafel gesit het. Die wat in my glo, sal nooit sterwe nie. Amen. Beloved, hy is die opstanding en die lewe. Wie in hom glo, sal lewe. Al het hy ook gesterwe. En dis wat Paulus sê, as jy by die liggaam uitwoon, dan woon jy by die Here in. So, dis vir die wat gesterf het. Amen. En halleluja, as jy gesterf het, daar's 'n opstanding vir jou. Yes. Maar daar's meer as die opstanding. Ek wil net ons moet gaan kyk na 2 Korintiërs hoofstuk 5. Spesifiek oor die hemel toe gaan storie. Iemand preek, ek sit eendag in 'n diens en hy preek 2 Korintiërs hoofstuk 5. Ek sê, wow, hier gaan 'n boodskap kom. Hier gaan 'n boodskap kom en my hart spring van opgewondenheid. En weet jy wat? Hy sê die volgende, moenie dat iemand die hemel van jou beroof nie. Jy het 'n huis in die hemel. Beloved, voor Cohen gaan lees, dink 'n bietjie hier aan, met die idee wat ons van die hemel het. En dan mos, wat gekoppel is in Johannes hoofstuk 14, ek gaan hom vir jou plek te berei. En as ek gekom het, as die plek klaar is, dan kom ek terug. Nou mense mis hierdie idee, God het vir ons mansions gaan bou. Nou vra ek vir myself, kyk hier, ek het 'n mansion, het die Here vir my 'n mansion, het hy vir Loretta 'n mansion gebou, het hy vir Loretta se ma 'n mansion gebou, het hy vir Loretta se pa, verstaan jy, is daar vir Kara, CJ en Ancient, elkeen 'n mansion. Gaan almal van ons, want hy het om vir my 'n mansion te gaan, of gaan hierdie mansion, ek, Loretta en my 3 kinders, my skoonseun, my kleinkinders, of hoe gaan dit in die hemel wees, met hierdie mansion, hierdie huis wat hy vir ons berei het? Daai is 'n storie. Ek wil net dit gou sê, as jy daai vraag vra, dan word ons gekonfronteer letterlik met 'n hemel wat ek dink vir niemand aantreklik is nie. Want elkeen kry mos dan sy mansion. So ek en my vrou is nie meer by mekaar nie. En dan hoor ek mense preek en sê, ja, ons is soos die engele in die hemel, ons trou nie. Ja. Okay. So, niemand trou nie, niemand is familie nie, ons ken mekaar, ons is bure, miskien. En dan is daar nog hierdie ding van ons sing vir ewig in die hemel. Nou, ek weet nie in watter kerk mense is wat na ons kyk nie, maar ek het nou al gesien, selfs by ons, hoe vinnig moeg ons raak wanneer ons in aanbidding is. En vir my is die hemel wat gepreek word glad nie aantreklik nie. Dis nie 'n plek waar ek wil wees nie. En dis nie 'n plek wat God vir ons wil hê nie. Daar's 'n rede waarom God vir ons die aarde gegee het, om te geniet,
om te explore, om te heers, om te regeer, om uit te vind, om te bou, om te plant, om te invent, Come on. om te speel. En dit alles is aanbidding. Yes, man. En dis die idee van die aarde gewees nog al die tyd. Heers, geniet, plant voort. Hey. Maar die boodskap wat ons hoor, is glad nie 'n boodskap wat ek dink aantreklik is nie. Ja. Want dis nie die waarheid nie. Exactly. Ek dink dis waar ons moet begin besef. Dit is nie die waarheid. Terug na 2 Korintiërs hoofstuk 15. Wanneer ons praat oor 2 Korintiërs hoofstuk 5, is dit vir my so interessant dat mense kan praat oor die hemel. Ek bedoel, soos Dok nou gesê, jy het opgewonde geraak toe hierdie ou preek in 2 Korintiërs 5 en hy sê dan, laat niemand die hemel van jou af wegvat. Nou, ek het gelees 2 Korintiërs hoofstuk 5 en is vir my net surprising dat ons kan lees van die hemel terwyl daar nie gepraat word van 'n hemel. Nergens in hierdie gedeelte nie. Ek bedoel, Paulus sê, want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. En hy het vir hulle almal gesterf, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf en opgewek is. Kom ek stop net vandag. Dus bring vir my daai selfde idee van Paulus wat sê, ek het gesterf en ek lewe nie meer, maar Christus lewe nou in my. En die lewe wat ek nou in die vlees leef ek deur die geloof aan die Seun van God. So, Jesus se dood en opstanding was letterlik die reset button wat God gedruk het. Om alles wat gebeur het, van Adam se val af, te reset. Amen. En ons te bring waar ons lewe. Come on. Nou word niks gepraat van dood nie. Hy sê, hy het gesterf sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het. Kom ek sê jou, die beste ding wat jy vir die Here kan doen is om te lewe. Te lewe. Lewe vir hom wat vir jou gesterf het. Amen. Lewe vir hom. Lewe, nie vir die Here wil doodgaan nie. Hy het vir jou gesterf sodat jy vir hom kan lewe. Ja. Daarom gee hy ook die opsie af van Deuteronomium af. Ek sit voor jou die dood en die lewe en dan sê hy vir jou, kies dan die lewe sodat jy en jou nageslag kan lewe. Dis wat hy wil hê. Ja. Ek sterwe vir jou, so lewe jy vir my. Amen. Ja, ek weet, een van die Esegiel sê, hy het toe preek ons nog die son daar bekeer hemel en hel. Waar die profeet, eintlik die Here deur die profeet sê, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar ek het 'n behaag daarin dat hy hom bekeer, en sodat hy kan lewe. En dan sê, kies die lewe. Kyk gou 2 Korintiërs 5 vers 1, ek wil net gou hierdie, beloved, ons is nog besig om net eers skoon te maak om te praat oor immortality. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Nou sê iemand, sien jy, daar's dit. Ons het 'n huis in die hemele. Hy het gegaan om vir ons 'n plek te gaan berei, en as die plek klaar is, dan kom hy om ons te kom haal. Elke mens wat sterwe, sy plek was klaar. Maar dan sê ek, onthou die Here het al omtrent 2000 jaar gelede gegaan om 'n plek te berei.
So Johnny is nou gebore, of kom ek sê Johnny het gebore 1970 en nou het hy gesterwe. So die Here het nou, sy plek was klaar, nou die Here hom kom haal, want sy plek is klaar. Nou hierdie versie, ons gaan later verder lees, maar hierdie versie sê nie, ons gaan dood in die hemel toe nie. Maar ons het 'n gebou in die hemel. Ja. En dan gaan Paulus sê wat hierdie gebou is. Maar dis nie 'n gebou soos wat ons hom ken, van steen en hout en al hierdie dinge nie. Ja. En dan vra ek baie keer vir mense, luister hier, die huis op aarde waarin ons bly, wat is die doel van hierdie huis? Is dit dan nie juis om ons te beskerm teen die elemente van die natuur, soos wind en son, en al hierdie dinge nie? Right. So wat gaan die doel wees van 'n huis in die hemel? As ons nie gekonfronteer gaan word deur wind en son en al hierdie tipe goed nie. Ja. So wat gaan die doel wees? So die huis in die hemel het niks te maak met 'n plek waarin jy eendag gaan bly, omdat die Here sê, okay, jou mansion is klaar, kom op hierheen en kom bly in jou mansion. Ek lees gou weer 2 Korintiërs 5 vers 1, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word. Nou, ek wil net dit sê. Die woord wat Paulus gebruik, as, nie wanneer, wys dat Paulus sien nie die dood as 'n seker ding. Nou ons het hom aanvaar as 'n seker ding, daarom praat ons van doodseker. Maar Paulus leer ons, die dood is nie 'n sekerheid nie. Ja. Hy sê, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God. 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemel. So, dis nou as jy sterwe, daar is 'n huis, ewig in die hemel, wat vir ons voorberei is. Dis waar. Maar wat daai huis behels, dis wat Paulus sê in vers 2, en wanneer hy verder gaan. Dan sê hy, want om hierdie rede sug ons ook, en verlang, om met ons woning uit die hemel oorklee te word. Ons sug, en ons verlang, om met ons woning uit die hemel oorklee te word. Ons verlang nie om dood te gaan. Ons verlang nie om heen te gaan. Ons verlang om oorklee te word. En jy sal later sien in die konteks, kom ons gaan maar verder, vers 3, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard. Ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard. Nou, hou in gedagte, ons gaan hierdie woordjie sug gaan ons nog volg 'n hele tydjie. Hy praat daarso van sug in vers 2, en dan sê hy in vers 4, want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard. Hoor mooi, omdat ons liewer nie ontklee nie, maar oorklee wil word. Sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. So Paulus gaan verder, en ons kan, en dis konteks vir jou. Dis waarom ons die Bybel moet lees. En soos ek in die begin gesê het, nie cherry pick ons proefteksverse nie. Man, jy kan 2 Korintiërs 5 vers 1 lees, en dan klink dit vir jou, woe, as ek doodgaan, daar is vir my 'n huis in die hemel. Maar as jy verder gaan, en jy kom by vers 4, dan sê Paulus, ek wil nie uittrek nie. Ek wil nie hierdie liggaam aflê nie. Maar daar's 'n huis vir my in die hemele voorberei, bewaar, en ek begeer om oorklee te word. Ek wil nie ontklee nie. Ek wil nie doodgaan nie,
Maar wil terwyl ek in hierdie tent is, sug ek. Come on. Terwyl ek in hierdie tent is, verlang ek. Terwyl ek in hierdie tent is, begeer ek. Terwyl ek in hierdie tent is, vra ek, soek ek. Om oorkleed te word met die tent, die woning wat in die hemel vir my bewaar is. So daar is 'n huis in die hemel. Yes, man. Maar Paulus sê, ek wil nie doodgaan om daarna toe te gaan nie. Daai huis moet hierdie huis verslind. Terwyl ek in die tent is, terwyl ek nog hier is, moet daai woning, hierdie woning verslind. Oh, thank you. This is so beautiful. This is so beautiful. Kom ek lees dit net weer, vers 4. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons nie liewer onklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Beloved, om te begeer om te gaan, is nie God se hart nie. Maar en dis wat hy sê, ons wil hê daai huis moet hiertoe kom. Nie jy gaan daarheen nie. Amen. Maar dat hierdie huis 'n verheerlikte, onsterflike liggaam is, wat God vir jou voorberei het. En ons kyk, ek wil nie die reeks vooruit gaan nie, maar ek wil vir jou sê, daar's 'n onverwelklike, onbesmette erfenis in die hemele. En is verheer. Is nie vir weggaan nie. Is verheer. Oor die jare het die kerk filosofie aanvaar wat nie Bybels is nie. En ons wou uit die liggaam ontsnap. Want ons het die liggaam sondig en ongoddelik gesien. Ja. Jou liggaam is God se woonplek. Is God se tuiste. Moenie in die liggaam waarin God tuis voel, jy ontuis voel nie. Halleluja. Ek gaan dit weer sê. Moenie in die liggaam waarin God tuis voel, en hy sy heiligheid noem, jy ontuis voel in jou liggaam nie. Embrace die waarheid van God in jou, en dat hy tuis is in jou liggaam, en hy sê, ek wil vir ewig in hierdie tent bly. Moenie wil ontsnap nie. Moenie wil ontsnap nie. Jy's nie in 'n jou liggaam is nie 'n tronk nie. Is God se sanctuary. Halleluja. Is God se woonplek. Dis sy heiligdom. Dis sy heiligdom. O, halleluja. En wanneer jy hierdie heiligdom embrace, dan kan jy die heerlikheid van God experience. Ons gaan eintlik net so klein nog ietsie sê, maar ons is amper klaar met hierdie program. Ons is nie klaar nie, ons gaan net stop. Maar ons gaan daar praat oor onsterflikheid. Ek kan nie genoeg kry van hoe Paulus praat oor hierdie tentwoning en waar dit is nie, sonder dat ons nou te ver gaan. Want daar's iets wat Paulus oor praat, en hy praat van waar hierdie huis, hierdie woning vandaan kom. En soos ek gesê het, hou daai woordjie in gedagte, sug. Nou, net voordat ons 'n leidraad volg van hy woordjie sug, kom ons kyk net gou na daai een vers 4, weer eens. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard,
omdat ons liewer nie ontklee nie, maar oortklee wil word. Dan sê hy wat hy bedoel daarmee. Die ontklee en die oortklee. Dan sê hy, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Dis oortklee. Wanneer die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar ek wil net seker maak, mense weet, dis nie dat hier die dooie deur die lewe verslind kan word. Oh, halleluja. Daar's 'n verskil tussen die dooie liggaam en 'n sterflike liggaam. Sterflik beteken dat huidiglik hierdie liggaam die vermoë het om dood te kan gaan, maar nog steeds lewe. So, hierdie lewende liggaam, as dit die vermoë besit om dood te kan gaan, dan beteken dit is 'n sterflike liggaam, nie 'n dooie liggaam. 'n Dooie liggaam is 'n liggaam wat klaar gesterf het. 'n Sterflike liggaam is 'n liggaam wat die vermoë het om te kan sterf. So, wat Paulus hier so sê is, hierdie liggaam wat nog lewe, maar kan doodgaan, moet deur die lewe verslind word. Halleluja. Nou, ons gaan op 'n ander tyd kyk, waarom besit ons liggame die vermoë om te kan sterwe? Maar al wat ek nou wil bewys is, Paulus praat hier van iets wat na die dood gebeur. Amen. Maar Paulus praat van iets wat gebeur voordat jy dood gaan, terwyl jy nog sterflik is, nie nadat jy klaar dood is. So hy sê hier's 'n sterflike liggaam wat deur die lewe verslind kan word. Okay. En dat ons vanuit die hemel oortklee moet word. Nou ek gaan nou 'n klip in die bos gooi dat ons dalk in die toekoms daarna kan kyk, of in 'n volgende uitsending daarna kan kyk. Dis Romeine 8. Wanneer ons praat van versigtinge en versig en sig. Onthou, ons het nou gelees in 2 Korintiërs 5 oor hoe ons sig terwyl ons in hierdie tent is. Hoe ons sig, en dat ons sig om oortklee te word. Ons sig om oortklee te word. Ons sig nie dat ons wil doodgaan. Ja. Nou kom ons kyk gou na Romeine 8 vers 26. En dan, net weer eens, ek het ook gesê, ons gaan kyk na die hoop. So, as jy nou in die konteks kyk van Romeine 8, dan kom jy, dan loop jy die hoop raak, waarvan Paulus praat. Maar kom ons fokus net op vers 26 eers. En net so ook, kom die Gees ons swakhede te help. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. So, daar's 'n sigting in hierdie tentwoning. Terwyl ons in ons sterflikheid is daar 'n sigting. En die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. So, dis wat die Gees doen. Hy tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Maar behalwe dit, as 'n mens nou die hele konteks gaan lees, dan sal jy sien dat die Gees vir ons intree met onuitspreeklike sigtinge. Maar hy praat ook daarvan hoe dat die Gees ons sterflike liggame, daai selfde woord, sterflike wat Paulus gebruik Paulus in Romeine 8, hoe ons sterflike liggame
lewend gemaak word. Halleluja. So die lewendmaking en die lewe wat hierdie sterflike verslind en die woning wat vanuit die hemel ons oorklee, word verbind met die sig. En die sig word verbind met die gees. Halleluja. En die gees is teenwoordig in hierdie tempel. So, dis 'n bietjie baie om oop te om na te kyk in hierdie bietjie tyd wat ons het, maar ek dink ons kan daarna gaan kyk wanneer ons weer by mekaar kom. Ja, beloved, gaan 2 Korintiërs hoofstuk 5. Soos wat jy Johannes 3 vers 16 gememoriseer het. Gememoriseer, maar met die understanding van hemel en hel. Het jy nie dit geondersoek nie. Maar gaan na 2 Korintiërs hoofstuk 5 en lees en praat met die Here oor hierdie waarheid. Van dat ons 'n huis in die hemel het. En dat ons nie onklee nie, maar oorklee wil word met hierdie liggaam, hierdie huis, waar ons sig en sê, hierdie sterflike moet oorklee word. Nie die dooie nie, ons moet dit, ek wil dit sê, nie die dooie nie, maar die sterflike moet verslind word deur die lewe. Amen. En wanneer jy hierdie waarheid vat, want jy moet laasweek se boodskap luister, hierdie week se boodskap, gaan kyk na ons konferensie van die Easter naweek waar Cohen gepraat het oor ons sterflikheid, en luister, laat jy toe dat die Gees jou was met die woord, sodat jy 'n ander mindset kan ontwikkel omtrent die dood, en wat God vir jou het, want luister, op die pad van geregtigheid is lewe. En die rigting van die pad is ons sterflikheid. Amen. Ons wil vir jou vra, share hierdie gedagte met jou vriende. Vra gerus vir die audio, as jy die audio wil hê, ons kan die audio vir jou aansteek. Maar share dit. En dan wil ek vir jou die volgende vra. Wees vry. Gewoonlik as jy Sondagoggend in 'n kerk is, dan het jy 'n offerande wat jy bring. Maar wees vry om regtig waar ook jou finansies te sit by hierdie waarheid wat jy hoor. Amen. Vra gerus ons details, ons stuur dit vir jou en ondersteun die woord. Want ons het, luister, ons het geld gegee om 'n woord te ondersteun wat nie die waarheid van die evangelie was nie. En ons het mass crusades ondersteun, want ons moet die mense 'n decision laat maak sodat hulle hemel toe kan gaan. En ons het gesê, kom ons gee ons geld. En ons het klomp geld gegee sodat mense 'n besluit kan neem, 'n gebedjie kan bid en hemel toe kan gaan. Maar ek wil vir jou vra, word betrokke finansiëel in die absolute realiteit waar jy hierdie waarheid kan ondersteun, waar jy manne kan ondersteun wat sê ons wil die evangelie, wil ons uitvat, ons wil dat mense hierdie waarheid hoor. Amen. So maak gerus kontak met ons, ek stuur ook elke oggend 'n WhatsApp oordenking so tussen 3 en 5 minute reg oor die wêreld in Engels en Afrikaans waar mense hierdie waarheid kan kry. Maar kom by die plek uit waar jy die woord kry. Amen. Amen. 'n laaste woord van jou, Cohen? Ek sit nog vas by die woordjie sig, so ek gaan dit sê. Ek het nou al baie groot mense gesien sig. Die Here kan my maar kom haal. Nou ons wil jou help om 'n sig vanuit die Gees te hoor. Wat sê, oorklee my Here. Thank you, Vader. Amen. Ek wil nie ontklee nie. Amen. Ek wil oorklee word. Kom ek sê vir u, totdat ons weer praat, moenie doodgaan nie. Lewe vir die Here. Amen. Vader, baie dankie vir genade wat u aan ons gee om hierdie waarheid te kan verkondig. Dit is so dat lewe en onsterflikheid word deur die evangelie geopenbaar. Ons dankie vir hierdie waarheid en ons dankie dat meer en meer mense hierdie waarheid ontvang en dit bekend maak. Dat dit uitgesaai word in Jesus Christus se naam.
Amen. Amen. Sien vir jou volgende keer. Blessings.